Here, ek wil bid dat U vanaand ook saam met ons sal wees, waar ons ook na U woord gaan luister, dat U ons geestesore sal oopmaak om te hoor wat U vanaand vir ons wil sê. Amen en amen. Nou, so in die week kry ek van iemand 'n WhatsApp, nie in ons gemeente nie, een van ons dagstukkies se mense, wat vir my so 'n bietjie gevra het oor Halloween, en ek dink toe, Vrydag is Halloween, jy weet dit. En ek het so 2 jaar terug so 'n bietjie geraak aan Halloween, en ek het goed gedink om vanaand so 'n bietjie weer met jou daaroor te praat, sodat jy kan weet waaroor dit gaan, en dat jy die gevaartekens daarvan sal kyk. Ons gaan met 'n nuwe reeks begin, maar ek dink tog, dis belangrik om net so 'n bietjie by Halloween stil te staan. Deuteronomium 18 vers 10 sê die volgende: Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat gaan, wat met waarsêery, goolery of met verklaring van voortekens of met toordery omgaan nie, of wat met beswerings omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwe iets vra, of 'n gees van 'n waarsêer, of met dooies enigiets raadpleeg nie. Elkeen wat hierdie dinge doen, vir die Here is dit 'n gruwel. Vir die Here is dit 'n gruwel. Ek hou nogal daarvan in Josua. Die Here kom by Josua en sê hy, gaan print dit in by die volk. Ek hou van daai woord. Gaan print dit in by die volk. Dis asof die Here vir hulle sê, vir Josua sê, Josua, daar's sekere dinge wat jy by die volk moet inprint. Daagliks, die hele tyd. En hier kom die Here, en hy wil vanaand vir my en jou sê, dat Halloween, jy moet mooi luister, is van die duiwel. Ek sien daar in Klerksdorp, dis nog nie hier so in Hartbeesfontein nie, het die skole Vrydag 'n storie aan dat die kinders moet Halloween aantrek. My kind sou nie daai voorreg gehad het nie. Die hele wêreld raak deel van Halloween, want dit is 'n pretterige situasie, en almal trek aan, en dit is tog so lekker om soos 'n heks te lyk, en eintlik is dit niks anders te as okkulte nie. Ek lees in Efesiërs 5 vers 11 die volgende, hy sê, en hê geen gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewers. Geen teken. Jy mag niks doen met die onvrugbare werk van duisternis. Wat is Halloween? Donker. Duisternis. Wat is Jesus? Jesus is lig. 1 Tessalonisense 5:22 sê, onthou julle van elke vorm van kwaad. Ek kan dit eintlik nie duideliker sê nie, en dat Halloween is iets wat 'n Christen niks mee te doen moet hê nie. Nou, 31 Oktober, dis Vrydag, is dit nasionale Halloween. Waar kom dit vandaan? In die 18de eeu was daar 'n fees met die naam van die Keltiese fees gewees. Baie interessant. Dit het ontstaan in Skotland. Dit het ek eers vanoggend uitgevind, in Skotland. Nou, Andre wat altyd die dromme hier by ons gespeel het, ek dink julle kan hom onthou, hy het al vir my vertel dat hier in Oktober maand het hulle meer duisternis in Skotland as wat hulle dag het. Dit word laat in die dag word dit eers lig, en sommer vroeg in die middag dan is dit al donker, en hulle moet die hele tyd ligte aansit want dit is regtig donker. Nou, hierdie fees het ontstaan die 31ste Oktober wanneer die oes verby was en al die oes ingesamel was. En dan het die oes nog in die lande gestaan met al hierdie mandjies. Maar dan was dit ook die begin van die donker seisoen in Skotland. En wat gebeur het is, dat van die 31ste af sou dit donkerder gewees het in Skotland. Nou, die priesters van daardie tyd het geglo, dat as dit so donker word, hoor bietjie hoe dink hulle, dan het dit iets te doen met toordery en met magte, en dan het hulle 'n offer gebring aan die gode, sodat die gode nie hulle oeste moes vernietig nie. Baie interessant is, dat hulle tussen al hierdie mandjies met hulle oeste, het hulle vuur gemaak om die bose geeste weg te hou, en dan het hulle maskers aangetrek, sodat die bose geeste hulle nie moet sien nie, en dan nie moet weet wie hulle is nie, en dan verby hulle plaas moet gaan. Die Katolieke het ingekom en gesê, dit kan nie werk nie. Ons moet hierdie storie so 'n bietjie verander. En hulle maak toe 'n fees met die naam van Halloween. Nou hoe dit gewerk het is, dat die 31ste Oktober, by die Katolieke geloof, het hulle dan aan die begrafplase toe gegaan en hulde gebring aan almal wat dood is. Nou,
Eers het ek nie gedink dit kan so sleg wees nie. Ek gaan ook gereeld na my ma se graf toe en sorg dat dit skoon is en ons sit 'n blommetjie op. Maar hulle het dit so 'n bietjie verder gevat. Hulle het hierdie roem en die dood het hulle opgehelder en hulle wou regtig hierdie mense wou hulle vereer het. En dan kom daar saam met dit dood en spooke en hekse en voorgeeste en duiwels en bloed en vrees. En waar al hierdie goed betrokke is daar duisternis. Nou Halloween laat my dink aan 2 Korintiërs 6 vanaf vers 14. Watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Watse gemeenskap het die lig, ons wat die lig het, watse gemeenskap het ons dan enigsins met dit wat donker is? Want wat donker is nie van die Here nie, en dit is boos. Nou, wat hierdie katholieke geloof toe later begin doen het, is dat hulle die dooies later opgeroep het. Nou ons weet dit kan nie werk nie, dit is maar 'n duiwelse bose gees wat in die vorm van 'n mens opkom, maar hulle het hierdie bose geese opgeroep, hulle het met hulle amper sê conversation, geselskappe gehad en het hulle vrae gevra en gevra hoe gaan dit met die mense aan die ander kant, en later was die hele dorp en die hele omgewing vol van al hierdie bose geeste wat in die lig is, en dit maak 'n deur oop vir die vyand om in mense se lewens chaos te maak. Ek wil jou eintlik gou gevra het, wie se Oktober was bietjie de mekaar? Sjoe. Ons huis was Oktober nogal de mekaar. Ek het 'n paar dinge hierdie week beleef en dan skud ek my kop en dan sê ek verstaan nie hoe dit werk nie. Ek verstaan, en toe ek onthou dit is Halloween, toe sê ek, okay, ek verstaan, want die wêreld het 'n deur oopgemaak vir die vyand om in te kom en om chaos in ons lewens te doen. En wat doen ons? Ons akkommodeer dit. Ons trek hierdie uniformpies aan en ons sit maskers op ons kop en ons doen alles wat boos is, en wanneer dit swaar gaan en wanneer dit sleg met ons gaan, dan kan ons nie verstaan waar dit vandaan kom nie. Romeine 12 vers 2 sê, word nie aan hierdie wêreld gelyk nie. Word nie aan hierdie wêreld gelyk nie. Dit beteken dat ons sê nee. As ons kinders dan in die skool moet Halloween vier, dan gaan hulle maar nie daai dag skool toe nie. Want iewerste moet ek en jy, wat die lig binne in ons is, 'n standpunt inneem en sê, dit werk nie met my nie. Josua sê dit so mooi, hy sê, ek en my huis. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Maak nie saak wat die ander mense doen nie, maar ek staan vir wat reg is en wat verkeerd is, gaan ek nie doen nie. Efesiërs 5 vers 11 sê dit so mooi, hy sê, bestraf dit liewers. Bestraf dit liewers. Ek sien, gisterand op my status, het 'n ma wat ons redelik goed ken, het haar kinders nou 'n bietjie aangetrek vir die Halloween en gekyk of alles nou pas, en sy spog op status van hoe oulik hierdie kind lyk, wat soos 'n klein heksie lyk, en ek dink aan myself, kan ons nie sien waarmee is die wêreld besig nie? Jy sit dalk vanaand hier en sê, ek weet dit, ek weet dit is verkeerd en dat ons deure oopmaak vir die vyand, maar daar's honderde duisende mense daar buite wat dit nog nie besef dat jy nie aan die duiwel 'n vatkans moet gee nie. As jy vir hom 'n pinkie gee, gaan hy jou intrek en hy gaan jou lewe verwoes. Ek lees in Johannes 8 vers 12, hy sê, ek is die lig van die wêreld. Wie in my glo, sal nooit in die duisternis van die wêreld wandel. Halloween is duister. Die lig van die lewe is Jesus wat vir ons die lig gee. Baie interessant is dat Halloween het een tema en dis vrees. Hulle wil hê dat die kinders moet in die strate loop daar in Amerika en dit moet donker wees en dit is vreesagtig en al die huise is donker gemaak met spinnekoppe goed in die mure, want dit moet 'n vreesige idee kry. En as ek my Bybel lees, dan sê die Bybel, God het my nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde, van krag en van selfbeheersing. Daarom het ons in ons huis lankal besluit, ons kyk ook nie 'n fliek wat ons bang maak nie. Want vrees kom nie van die Here af nie. Daarom wil ek jou aanmoedig om standpunt in te neem teen die wêreld. Ons het hierdie briewe van Openbaring so mooi deurgewerk. En as ek dit deurwerk, dan lees ek heeltyd iets dat ons moet uitstaan. Ons moet anders te wees. Ons kan nie deel van die sisteem wees nie. Sjoe.
moenie deel wees van hierdie wêreld nie. En wat nou gebeur is, dat in hierdie moderne era waarin ons lewe, het ons nog steeds hierdie fees wat ons vier, wat ons die dooies dan nou wil vier, en dan word daar lekkers uitgesit. Het jy al ooit gewonder, hoekom word daar lekkertjies uitgesit by Halloween? Wie weet hoekom word daar lekkers uitgesit? In die ou tyd, daar in die Katolieke se tyd, het hulle lekker goed en goed wat lekker is by hulle voordeur gesit, sodat wanneer die demone en die geeste dan die huis sou kom besoek het, sou hy eerder hierdie lekker goed gevat het en wegbeweeg het. Sjoe, kan jy dit sien? En nou klop die kindertjies aan die deur en dan word die deure oopgemaak en dan kry hulle lekker goed, want ons kindertjies word vereenselwig met duiwels en demone. En eintlik wat ons doen, ons is besig om 'n offer te bring aan die duiwel. 'n Offer te bring aan dit wat verkeerd is. En dan sal jy sien in Halloween word daar oralste vuur gemaak. Daar's altyd lanterntjies en eintlik is dit 'n manier wat mens dan erken dat daar's verkeerde goed en jy dit wil weg hê. En dan maak hulle pampoene met kersietjies in en dit was eintlik gewees sodat die demone moet skrik vir wat hulle sien en dan van jou plek al wegbeweeg. Kan jy die absurdheid van Halloween beleef? En vandag nog, honderde jare daarna, is die wêreld vasgevang in 'n ek wil amper sê in 'n siekte om dit wat vir die wêreld lekker is deel te maak van die kerk. En ek het vanaand gekom met 'n eenvoudige boodskap: word nie aan die wêreld gelyk nie. 1 Korintiërs 10 vers 20 sê, Sjoen, hier is 'n baie mooi vers. Ek wonder of jy dit al gelees het. Ek het dit vanoggend vir die eerste keer gelees. Julle kan nie van die beker van die Here drink en van die beker van die duiwel nie. Sjoe, wie het dit al gelees? Jy kan nie van die beker van die Here drink en van die beker van die wêreld nie. Jy moet kies. Iewers moet ek en jy 'n keuse maak en sê, Here, sjoe, ek en my huis, ons sal die Here dien. Paulus skryf, dan sê hy, dat ek en jy het 'n stryd, nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die magte en die heersers, alles wat hier in hierdie onsigbare wêreld is. En ons stryd is teen dit, en ons wapens moet ook nie die wapens van die wêreld wees nie, ons wapens moet 'n geestelike wapen wees. Hoekom praat ek vanaand oor Halloween? Jy sien, die deur is oop. En die duiwel het mag om in te kom. En ek wil jou vra as ouer om in hierdie volgende 2 dae vir jou huis te bid. Bid vir jou kinders, bid vir jou man en bid vir jou vrou en pleit die bloed van Jesus oor hulle. Want ons het 'n geestelike stryd aan die gang en ons moet dit met 'n geestelike wapen stry. Daarom moet ons bid en bid en sê, Here, ek weet dat hierdie hemelruim, hierdie lug is vol demone en vol van verkeerde goed, maar ek bid die bloed van Jesus oor my huis, oor my besittings, oor alles wat ek het, sodat U dit kan veilig hou. Ek wens baie keer, ons sing dit so gereeld, open the eyes of my heart, Lord. En ek dink as ons dit kan regkry, gaan ons skrik om te sien, wat is hier in die hemelruim besig om aan te gaan, terwyl die wêreld rondgaan en die sataniste rondgaan, en in hierdie tyd van die jaar, bose geeste en demone oproep, en het rondbeweeg, en sjoe, as ek die Bybel reg lees, dan het Jesus self gesê dat, wanneer die duiwel uit jou uitgaan, en hy gaan uit, en jy maak nie hierdie huis vol nie, dan kom hy terug met 7 wat erger is, en ons moet ons huis vol kry. Ons moet ons huis vol kry waarmee? Met gebed en met die Heilige Gees en met God se woord, sodat ons vol kan wees dat die duiwels nie vatplek in ons kan kry nie. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter, wees wakker. Want jou duiwel, die teestander, loop rond soos 'n brullende leeu en hy wil kyk wie hy kan verslind. Sjoe, wees nugter. Wees wakker. En ek wil dit soos 'n rooi liggie laat flikker vanmôre om te sê, wees wakker. Moenie dat hierdie goed jou onkant betrap en deel word van hierdie stelsel nie. As jy in die winkels gaan rondloop môre, kyk 'n bietjie, hulle het paaseiers met Halloween gemaak hierdie jaar. Pikswart eiertjies met sulke spinnerakke op, met sulke groot spinnekoppe op, en dan verkoop hulle dit as paaseiers, maar is eintlik Halloween eiers. En sjoe, en ons koop hierdie goed en ons eet dit op, en eintlik het dit 'n baie lelike agtergrond. 3 Johannes
1 vers 11 sê, moenie die kwaad navolg nie, geliefdes. Moenie die kwaad navolg nie. En ons kan dit deurtrek in elke deel van ons lewe. Moenie die kwaad navolg nie. En ek wil vanaand gaan ons opstaan en ons gaan vanaand bid dat die Here ons gaan veilig hou, dat die Here ons gaan beskerm. Jy sê, "Sjoe, pastoor, ek dink jy trek bietjie die dam onder die ganse." Ek dink ons moet waaksaam wees, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Daarom wil ek vra, wil jy nie gou saam met my gaan opstaan nie? En dan steek jy jou hande op en dan gaan ons vanaand vir ons bid. Here, baie dankie dat U na die wêreld toe gekom het om lig na hierdie wêreld toe te bring. Here, dankie dat ons nie deel is van die duisternis en dit wat die wêreld vier nie. Here, maar ek besef vanmôre dat die wêreld het 'n deur oopgemaak en ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. En daarom wil ek kom bid, Here, dat U ons gemeente, dat U ons inwoners van Hartbeesfontein en elkeen wat vanaand by hierdie vergadering bymekaar is, dat U ons sal veilig hou onder die bloed van die lam in hierdie tyd. Here, 'n tyd waar die bose geese rond beweeg en kyk wie hulle kan kom verslind en waar hulle kan steel en kom slag en verwoes. Maar Here, dankie dat die bloed van Jesus ons eenmal losgekoop het van hierdie wêreld. Here, dankie dat die bloed van Jesus ons vrygemaak het van 'n wêreld wat deel is van 'n sondige atmosfeer en dat ek uitgekies is om op te kan staan en te sê, ek in my huis, ons sal die Here aanbid. Here, daarom wil ek vanaand kom bid, dat U ons kinders, Here, ons families, ons eiendom, dit wat U in ons toevertrou het, sal beskerm deur die bloed van die lam. Here, ek wil in die gees soos 'n ambreel oopmaak oor ons gemeente en vra, Here, hou ons veilig, terwyl die wêreld nie weet waarmee hulle besig is nie. Here, ek wil bid dat U die skille van mense se oë sal laat oopgaan om te sien waarmee die wêreld besig is. Dat ons kan nie net dit sal sing nie, maar dat ons werklik wel kan sê, open the eyes of my heart, Lord, sodat ek kan sien waarmee ons besig is hier buite. Here, dankie dat ons nie deel is van hierdie wêreld nie. Here, dankie dat ons nie deel is van Halloween nie en dat hierdie goed nie deel van ons is nie. En ek wil bid, Here, dat U ons sal behoed en sal bewaar en sal beskerm en sal veilig hou totdat U ons eendag gaan kom haal. Here, baie dankie dat ons nou eenmal die geseëndes van die Here is en wanneer ons gaan vashou, sal ons ook eendag die kroon kry. Amen en amen. Jy sê dalk vanaand, "Sjoe, pastoor, jy vat dit bietjie ernstig." Ek dink ons het nie 'n idee waarmee die duiwel besig is nie. Hy's besig om met klein eenvoudige goedjies die mense in te katrol en ons besig is om ons onder te kry. Die Bybel sê ek en jy gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Amen.